Goeiemôre geliefde van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Nou, ons is besig met 'n reeks oor geloof en ons reeks het ons gebring by 'n teks in Markus 11 vers 23 en 24 waar Jesus sy disippels leer dat as jy vir 'n berg sê skuif, sal hy skuif. Kom ons lees net gou daai teks. Hy sê in vers 23, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jy op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. Hier in die middelste gedeelte van vers 23 sien ons die voorwaarde van wanneer sal 'n berg skuif as ons vir hom sê om te skuif. Hy sê, en nie in julle hart twyfel nie, maar glo dat wat julle sê sal gebeur. Nou die goeie nuus is, ongeloof is iets waaroor ons beheer het. Dis hoekom Jesus sê, as jy nie in jou hart twyfel nie. En nee, dit kom nie sommer net van self nie. En dit het niks te doen met ek is ook maar net 'n mens nie. As dit nie iets was waaroor ons beheer het nie, sou Jesus nie so ontevrede gewees het elke keer as sy disippels ongelowig was. Die blote feit dat Jesus hulle aanspreek oor hulle ongeloof, beteken hulle was veronderstel om anders op te tree in daai situasie. Dit beteken hulle was veronderstel om met geloof en gesag te kon optree, maar hulle het nie. En net voor ons na 'n paar voorbeelde kyk, kom ons spreek net gou hierdie verskoning aan van ek is ook maar net 'n mens. Wys vir my een voorbeeld in die woord, waar Jesus vir enige iemand gesê het, ag shame, ek verstaan, jy's ook maar net 'n mens. Skiesie nie, dit was nou nie jou skuld dat jy so gepraat het nie. Nee, en ek dink jy sal my saamstem, dat as Jesus nie daai verskoning aangebied het nie, dan is dit nie 'n geldige verskoning nie. Die probleem met ek is maar net 'n mens, is ons kyk in die spieël en dink dit wat ons daar sien, dis wie ek is, en dis waartoe ek in staat is. Jy bestaan uit 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. En ons sien dit duidelik in 1 Tessalonisense 5 vers 23. Daar so skryf Paulus, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberuslik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Ons het groot geword om te dink dat dit wat ek sien, dis wie ek is. Daai kort lyfie met die grys hare en die boekpens, dis wie ek is. Of ons kyk na ons omstandighede, soos ons herkoms of ons beroep, en dink dis wie ek is. Ek is 'n blanke Suid-Afrikaner, ek is 'n plaasboer, of ek is 'n huisvrou, of ek is 'n sakeman, en ons dink dit is wie ons is. Party kyk na hulle intellek of talente en dink dis wie hulle is. Ek is slim, ek is dom, ek is 'n wiskundige, ek is musikaal, ek is atleties, of in watter omgewing hulle ook al uitblink, en dink dit is wie hulle is. Maar dis nie wie jy is nie. Dis dalk jou werk, of jou talent, of jou omgewing, of herkoms, maar dit is nie wie jy is nie. Hoe weet ek dit? Wel, wat is dit waarin jy jou identiteit vind, vandag weggevat word? Die plaas waarop ek werk is onlangs skielik op 'n veiling verkoop, en my werk hier is onseker, en in die weegskaal. So ek is dalk binnekort nie meer 'n plaasbestuurder nie. Het ek dan nou my identiteit verloor? As jy getroud is en jou maat sou sterf, het jy jou identiteit verloor? Het jy nou geskuif van 'n getroude persoon na 'n weduwee of 'n weduwnaar? As jy baie atleties is en jy kry skielik so groot besering dat jy nie meer jou sport kan beoefen nie, het jy nou jou identiteit verloor? As jou musikale talente jou gehelp het om die gemeente se voorsangleier te word en skielik vervang die leierskap jou met iemand anders, het jy nou jou identiteit verloor? En vir die meeste mense is dit die waarheid. Hulle identiteit is hulle direkte omgewing. En as dit drasties verander, dan raak hulle wankelrig en neerslagtig en depressief en sommer ongelowig. En as jy sou vra, waarom hang jou gesig so?
Is God dan nie jou pa nie? Dan kom die antwoord, ja, ek weet hy is, maar ek is ook maar net 'n mens. Maar hier is wat ons moet begryp en begin anders dink. Onthou wat sê Romeine 12 vers 2, ons moet nie soos hierdie wêreld wees nie, die wêreld tree so op, as hulle omgewing verander, as hulle sommer deprou en alles verander sommer, hulle gesagsuitdrukking, hulle lyfstaal, alles verander. Ons moet anders wees. Maar hoe kry ons dit reg? Deur anders te dink. Ons moet ons gedagtes verander na dit wat die woord sê. Ons het mos nou al in vorige gesprekke bepaal dat die woord die waarheid is en dat die waarheid enige feite troef. In Johannes 8 vers 32 sê Jesus dat die waarheid wat ons ken, daardie waarheid sal ons vrymaak. So wat is die waarheid oor my en jou identiteit? Wie jy regtig is wie jy in jou gees is. Dis die enkele belangrikste kopskuif wat ons moet en kan maak. En as jy wil weet wie jy in jou gees is, gaan die spieël teen die muur niks help nie. Ons moet na die spieël van God se woord toe gaan. Want Jesus sê self dat sy woorde gees is, in Johannes 6 vers 63. So as ek wil weet wat die gees van my gees sê, is daar net een spieël en dis die spieël van sy woord. By wedergeboorte is dit jou gees wat gewederbaar is. Nie jou liggaam nie, want hy lyk nog presies dieselfde na jou bekering as voor die tyd. As jy rooi hare gehad het voor jou wedergeboorte, sal jy steeds rooi hare hê na jou wedergeboorte. Maar prys die Here, wanneer ons Here Jesus weer kom, gaan ons 'n verheerlikte liggaam kry, wat niks van die beperkings en tekortkominge sal hê van ons huidige liggaam nie. Selfs ons gedagtes na wedergeboorte was tot 'n groot mate nog soos voor wedergeboorte. Daarom word ons aanhoudend deur die Bybel herinner om ons gedagtes te vernuwe na God se woord. Ons is immers wedergebore uit die onverganklike saad van God se woord. Kyk hoe mooi sê 1 Petrus 1:23 dit, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Jou gees is wedergebore deur die lewende woord van God. Daarom moet ons nou sy woord lees en bestudeer en inneem, sodat ons gedagtes, ons siel in lyn kan kom met sy woord. Sodat ons kan begin dink soos sy woord sê ons kan dink. Hierdie is 'n aanhoudende proses waarna ons streef. So met wedergeboorte is ons liggaam nie wedergebore nie. Dit is duidelik. En is ons denke, ons siel, ook nie wedergebore nie. So wat is wedergebore? Ons gees. Ok, maar sê nou ek stem saam, wat beteken dit vir my? Hoe pas dit nou in by, ek is nie maar net 'n mens nie? By wedergeboorte is jou gees herskep na sy skepingsblauwdruk van Genesis 1. Jou gees is wedergebore na die beeld en gelykenis van God, wat ook gees is. Jou gees is totaal en al nuut gemaak, soos 2 Korintiërs 5 vers 17 het ook vir ons sê. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Hoor wat sê 1 Korintiërs 6:17. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. As ek en jy die Here aanhang, is ons een gees met sy gees. Wow. Kolossense 2 vers 9 en 10 sê, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Moenie mis wat hier staan nie. In Jesus woon al die volheid van die Godheid. Ons het nie 'n probleem om te erken dat Jesus die volheid van die Godheid is en die volheid van die Godheid verteenwoordig. Maar ons lees te maklik oor julle het die volheid in hom. Jesus het die volheid van die Godheid. En omdat ons gewederbaar is en hy in ons woon, het ons nou die volheid van die Godheid in ons. Ek wil net vir jou die New King James vertaling lees van hierdie vers, sodat jy 'n ander perspektief kan kry. For in him, Jesus,
dwells all the fullness of the Godhead bodily. And you are complete in him, who is the head of all principality and power. And you are complete in him. Ons is volledig in Jesus. Laat toe dat daai 'n bietjie insink. And you are complete in him. Complete. Jy's nie gedeeltelik gewederbaar nie. Jy's volledig gewederbaar. Jy's nie gedeeltelik toegerus nie. Jy's volledig toegerus in Jesus. Jou gees gaan nie groei en volledig word nie. Jou gees is vandag so perfek en volledig as wat dit ooit sal wees. Daar's niks van jou gees wat nog beter moet word of verander moet word nie. Jou gees is so perfek as wat dit ooit sal wees. Kyk wat sê 1 Johannes 4:17. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is, en hy verwys hier na Jesus, want soos Jesus is ons ook in hierdie wêreld. Ek is redelik seker jy het nog nie in 'n Suid-Afrikaanse kerk 'n preek oor hierdie teks gehoor nie, want meeste mense weet nie om hierdie te verklaar nie. Hulle kyk na die teks en sê, soos Jesus is, so is ek in hierdie wêreld, en hulle kyk na hulle self en sê, dit is nie so nie, en dan skiep hulle dit eerder, want hulle weet nie hoe om hierdie te verklaar nie. God is meer geïnteresseerd in ons geestelike lewe, en baie van, veral die Nuwe Testament, verwys na ons geestelike mens. Hy is bewus van ons siel en liggaam, en daarom is daar baie in die woord oor hoe ons moet maak met ons siel en ons liggaam, hoe ons moet anders dink, hoe ons moet optree. Maar God is gees, en hy wil op 'n geestelike vlak met ons kommunikeer en verhouding bou. Maar kom ons kom terug na 1 Johannes 4:17. Hy sê, want soos Jesus is, so is ons ook in hierdie wêreld. Dit is duidelik dat hy van ons gees praat, want ek en jy lyk nie soos Jesus as ons in die natuurlike spieël kyk nie. En ons kan maar eerlik wees met mekaar, ons klink ook nie baie keer soos Jesus nie. Maar jou gees lyk vandag in hierdie wêreld presies soos Jesus. Jy gaan nie eendag soos Jesus lyk nie, jou gees is nie besig om soos Jesus te word nie, soos hy is, so is ons ook in hierdie wêreld. Dit, geliefde disipel van Jesus, is wie jy regtig is. Dit is jou identiteit. Jy is nie maar net 'n mens nie, jy is soos Jesus. Kom ons kyk nou nog 'n paar skrifte wat vir ons baie meer sin sal maak as ons deur hierdie bril daarna kyk, en wat ons sal help om te begryp hoe awesome die werk is wat God in ons wedergebore gees gedoen het. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Jy is die geregtigheid van God in Jesus. In eenvoudige Afrikaans. Jy is voor God so vlekloos, sondeloos en vrygespreek soos wat Jesus voor God is. Geregtelik, of sal ek eerder sê op 'n wettiglike vlak, is jy soos Jesus voor God. Praat jy so? Dink jy so? Tree jy so op? Nee, heel waarskynlik nie. Maar dis wie jou gees is, die geregtigheid van God in Jesus. En as ons kan leer om op ons identiteit en ons gees te fokus, en vanuit dit te leef, sal ons denke, woorde en dade moeiteloos verander en volg. In Efesiërs 1 vanaf vers 16 bid Paulus hierdie merkwaardige gebed. Ek lees vir ons van vers 16 af. Hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele.
hier so baie in hierdie tekste, maar ek wil jou op iets laat let, dat Paulus bid nie hier, dat ons die krag van die Gees sal ontvang nie. Paulus bid nie dat ons die krag sal ontvang wat Jesus uit die dood uit opgewek het nie, dat ons doodopwekkende krag sal ontvang nie. Hy bid in vers 18 vir verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet. Hy sê sodat daar's 3 goed wat hy wil hê hulle moet weet, wat reeds in hulle gees gebeur het. Hy sê sodat hulle kan weet wat sy roeping vir hulle is, wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel is onder die heiliges. En die derde ding kry ons in vers 19, dat ons sal weet wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. En dan sê hy, dis dieselfde krag wat Jesus uit die dood het opgewek het. Daai krag is vir ons, dis in ons, vir ons wat glo. Ons het reeds die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, in ons. Dis nie vir een of ander groot prediker, dat hy vir mense kan hande oplê, sodat hulle gesond word, en sodat mense uit die dood uit kan opstaan nie. Paulus praat hier met die gemeente in Efese, en hy bid dat hulle verligte oë van hulle verstand sal kry, om te besef, dat daai krag is reeds in hulle moet dit net glo. En daai krag is vandag in jou, jy moet dit net glo. 1 Korintiërs 2 vers 16 sê in die Nuwe Lewende Vertaling, hoe kan hulle ook, want wie kan verstaan wat die Here dink? Wie kan hom raad gee? Ons kan hierdie dinge egter verstaan, want ons is ingestel om soos Christus te dink. As jy nou vir die deursnee Christen 'n cadenza wil gee, dan moet jy nou vir hom sê, jy kan soos Christus dink. Jy sal enorme argumente kry. Maar dit is God se woord, hier staan dit. Ek wil vir jou uit die New King James lees, dat dit vir jou 'n openbaring word. Hy sê, for who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Jy het die gedagtes van Jesus. Is dit in jou gedagtes? Dink jy soos Jesus dink? Nee, nie as jy uit jou vlees uit leef nie. Jou gees is ingestel om soos Christus te dink. Jou gees dink soos Jesus dink. Maar waarop is ek en jy gefokus? Is ons gefokus op ons gees? Trek ons deur geloof uit, ons gees uit wat ons daar het? Of is ons net gefokus op dit wat ons om ons sien? Ek kan onmoontlik nie al die skrifte in hierdie paar minute aanhaal wat vir ons duidelikheid gee oor wie ons is in Christus nie. Maar ek hoop, ek het iets in jou wakker gemaak om na die woord te gaan en te gaan soek, wie is jy in Jesus? Nie wie is jy in die spieël nie, nie wie sê jou baas is jy, of wie sê jou egskeidingsstatus is jy nie, maar wat sê God se woord, wie is jy? Jy is die geregtigheid van God in Jesus, man. Soos Jesus is, so is jy in hierdie wêreld. Jy is een gees met sy gees. Jy het dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het binne in jou. Jy kan dink soos Jesus dink. Jou gees is so heilig, vlekloos en perfek as wat hy ooit sal wees. Wanneer Jesus weer kom, gaan jou gees presies wees soos hy nou is. So jy is nie maar net 'n mens nie. As jy dit sê, sê eintlik dat jy meer gefokus is op jou vlees as op jou gees. As jy sê jy is maar net 'n mens, verklaar jy dat jy vanuit jou vlees lewe en nie vanuit jou wedergebore gees nie. Dan verklaar jy dat dit wat jy kan sien 'n groter realiteit is as dit wat die woord van God sê oor jou. Kom ons maak opnuut 'n besluit om God se woord die nommer 1 gesag in ons lewens te maak. En kom ons begin om te sê wat sy woord oor ons sê. Here Jesus, wat 'n awesome woord. Wat 'n kragtige woord. Here, hierdie krag en die mag om ons hele lewe te verander.
Ek wil saam met Paulus bid, Here, vir verligte oë van ons verstand, dat ons sal begin begryp, wat het U in ons gees kom deponeer? Waarvoor het U aan die kruis betaal? Wat het ons deur wedergeboorte ontvang? Wat is nou aan die binnekant van ons? En help ons, Here, om dit te glo en om uit van geloof vanuit ons gees te leef. Dankie, Here, dat U nie op die kantlyn staan en vinger wys na hoe ons leef nie. Maar U is saam met ons, U is hier binne in ons. Aan U die lof en die eer, U is so amazing God. Amen. Geliefde van Jesus, onthou, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.